Hallo julle, hier is die beloofde video. Ek is daarom nou weer aan die gang, data en krag is aan, so ons is baie dankbaar daarvoor. Oor die notas wil ek net gou ietsie sê. Ek het nie dit in detail deurgegaan na die tyd om 'n spelcheck te doen nie. Ek het een ding opgetel hierso op bladsy 2 heel bo aan wat ek sê ek verwys na 'n ander dokument, maar hoe lank ek ook al vir julle gaan tuur, hy gaan nie deurkom nie, hy's gestuur. Daar moet net 'n S bykom. Dan is daar dalk ietsie wat onduidelik is op die van die ander dokument, die eerste bladsy. Daar in die tweede paragraafie praat ek van Abraham in Genesis 18 vers 12, en net daarna praat ek oor Jakob. Nou, Jakob se storie is ons nou eers 'n bietjie, sê ek daar Jakob, maar dis nie Jakob nie, dis Josef. Dis nou hier in die einde van Genesis, maar dis Josef se broers wat voor hom buig, nie Jakob nie. So herstel net daardie enetjie, dis nie Jakob nie. Ja, Jakob het net een broer gehad, en hy het nie voor hom gebuig nie, so dis Josef se broers. Goed, kom ons begin sommer met die aanbiddingsgedeelte, die eerste Hebreëse woorde. Die Hebreëse woorde wat ek hierdie keer gebruik, gaan oor ons liggaamshoudings. Ons het laas 'n bietjie van verskillende woorde van lof en aanbidding gehad. Hierdie keer gaan oor wat jy met jou liggaam doen. Nou die beginsel vir die Jode is dat hulle hele wese gebruik het in aanbidding. Dit het gegaan oor gees, alhoewel daar 'n dooie gees was, wat nie gevul was met God se gees nie, het hulle met hulle hele binneste wese, hulle hart, die Here probeer dien. En die Here het hulle eintlik die opdrag gegee om hom lief te hê met hulle hele hart. Dit wil sê, selfs met hierdie ou dooie gees, donker gees, daarmee gaan hulle die Here loof, hulle gaan hom, hulle gaan goedheid daarin plaas. Maar ja, dit is, en dan die sielsdimensie, jou denke, wil, emosie, en dan jou liggaam ook, so op elke vlak van jou hele menswees, vra die Here, kom aanbid my, kom staan voor my, gebruik alles, want dit is in die verskeidenheid van elke aspek van jou hele wese, dat jy die belewenis gaan hê van koneksie met my. As jy oopmaak emosioneel, as jy oopmaak intellektueel, so ook op 'n geestelike vlak, so ook met jou liggaam, met al jou kragte, en soos dat ons liggame kan gebruik ook. Nou goed, die eerste paar name, die eerste woord wat daar is Shagah, en hierdie woord kom daar in, ek praat nou 'n paar kere, dit was nie eintlik 'n woord wat gebruik is in rituele nie. Dit was nie 'n godsdienstige woord nie. Byvoorbeeld, Abraham, as daar 3 besoekers daar aankom, dan gaan buig hy voor hulle, maar hierdie buig is 'n baie laag, dis letterlik, as jy nou dink aan die moslims, as hulle gaan bid, dan val hulle op hulle knieë met hulle koppe op die grond. Dit is wat dit is. Dis nog meer as dit. Dis letterlik van jou kop af plat gaan lê, uitgestrek voor die Here, om jouself so laag as moontlik te maak voor die Here. Dit is die fisiese, die liggaamlike aspek van agter hierdie woord. Die emosionele of die ingesteldheid, die hartsingesteldheid is om te sê, Here, ek wil my kom laag maak voor U. Ek wil U kom eer, U kom respekteer. Ek wil myself kom oorgee, ek is nederig, U is alles, so ek maak myself nederig voor U. Hierdie woord word baie keer gebruik, as ouens sê, Here, ek wil voor U kom lê, plat lê, vir 'n antwoord. Dit is amper soos 'n bedel. Ek onthou daar in Rome, was daar vroue wat daar langs die pad gesit het, so op pad na die Vatikaan toe, wat bedelaars is. En as hulle gaan sit plat op die grond, en dan is dit nog met die hande en die arms op die grond, en as jy nader kom, dan gaan die kop ook grond toe, heeltemal plat op die grond, hulle maak hulle self so, is amper vernederend, en dit is die tipe houding van wat hierdie woord sê. Goed, Genesis 24, ek het my hoof gebuig, kadat, voor die Here in aanbidding, Shagah, in aanbidding.
Dis eintlik ek gebruik 2 woordjies daar. In aanbidding het ek voor die Here neergeval. Die tweede woordjie gaan kniel, gaan oor om te buig, of om iets laag te bring, dit wil sê om iets 'n bietjie te verneder, grond toe te bring, maar dit is 'n buig of kniel. En hierdie word baie dikwels geassosieer met of aanbidding of lof, of hulle afhanklikheid van die Here. As jy voor die Here gaan staan en buig, dit is ook nogal gebruik as mense mekaar groet in die Bybelse tyd. Sou hulle na mekaar toe, nou nog vind jy dit, na mekaar toe buig, die kniebuig. Dit is, kniebuig, effens vooroor gebuig. Dis inderdaad van nederigheid. Nou, ek gaan net gou die volgende woordjie ook doen, dis barak. En barak is ook, het te doen met die kniebuig, maar dit het meer te doen om te seën. Dit te doen, jy's nederig, dis nie 'n seën van bo af, soos wat die Here ons seën nie. As ons vir die Here vra, vir Here seën ons, dan is dit amper hy van bo af oor ons seën, wat op ons kom rus. Maar hierdie woordjie, as ons dit gebruik, is dit nederig van onderaf na boontoe, wat ons sê, Here, ons wil die seën oplig na U toe, ons wil U kom seën, ons wil U kom aanbid. En dan saam met hierdie seën kom ook 'n kniel, 'n liggaamshouding wat sê ek is nederig, ek kom gee U eer, terwyl ek eintlik U seën, loof en prys. Hierdie eerste 3 woorde kom net so in Psalm 95 voor. Dis so mooi, Psalm 95 is so mooi, hy sê, kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots, by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof, laat ons hom toejuig met lofsange. Al hierdie woorde het ons nou verlede keer al gebruik, of van hulle. Die sing, sing met 'n sang, toejuig, daardie woorde het ons verlede week gebruik. Dan kom hy by vers 5, dan sê hy, die diepte, die see is syne, hy het dit gemaak, sy hande het die land gevorm, vers 6, kom ons val in eer betoon voor hom neer, en dan kom hierdie eerste woordjie, shaga, kom ons shaga voor die Here, kom ons val neer plat voor hom, of in aanbidding op jou knie met jou kop teen die grond, kom ons val neer voor hom, en hom in eer betoon voor hom, kom ons kniel, en dan is hierdie woordjie kara, kniel, om te sê, ons gaan eer betoon, ons gaan hom kom groet, en dan die derde woordjie, kom ons kniel voor die Here, of kom ons seën die Here, wat ons geskep het, ons skepper, is die derde woordjie, sommige in die een sin, al 3 van hierdie, shaga, kara en barak, in een versie, is dit nie vreeslik mooi nie. Hulle gebruik hierdie woorde om verskillende maniere van aanbidding. Shaga, wat beteken plat lê, kara, wat beteken eerbied, en die ander een wat sê, ek buig, maar ek lig my hande op, kyk na U, ek seën U, ek bewonder U, ek beskryf U grootheid. Dis wat ek doen voor mense, nie net ek amper die woordjie van brag ook, nee, ek spog met hom. Dit is die eerste paar woorde, ek gaan later weer 'n bietjie daaroor praat. Goed, probeer dit 'n bietjie, sommer in jy stilte van jou huis, daar waar niemand kyk nie. Sit musiek op, lekker CD, ek sal dalk 'n bietjie vir julle 'n video aanstuur, dat julle dit daarmee saam kan geniet, wat jy net in diepte na die Here toe te gaan, maak jou oë toe, terwyl jy sing, konsentreer op die woorde, konsentreer op die Here, en gaan buig in eerbied voor hom, gaan lê plat voor hom, met jou leed, met jou nood, met alles wat jy aan hom wil vertel, gaan lê plat voor hom, kniel laag, buig voor hom. Doen dit net in stilte, net vir 'n paar minute, want daarin lê 'n totale ander dimensie, as om net stil te sit en 'n paar woordjies te prewel. Great, kom ons kom by die tweede gedeelte van die Heilige Gees uit. Ons wil 'n bietjie praat oor die werking van die Heilige Gees. Ons het laas oor die vrug van die Gees gepraat. Nou, die werking van die Heilige Gees
as die Heilige Gees in ons begin werk, dan is daar 'n klompie goedjies wat hy doen. Die Gees bring ons tot redding, en hierdie redding, praat Titus, gaan kyk 'n bietjie hier in die notas, op bladsy 2, praat Titus daarvan, dat hy sê hierdie redding kom na ons toe, en word deel van ons lewens, met twee goedjies. Dit is baie interessant. Hy sê die eerste ding, hy sê, kom ons lees die hele vers eers. Maar toe die vriendelike goedheid, daai Christotes, toe die vriendelike goedheid en die liefde vir mense verskyn het. Hierdie liefde is 'n, dis nie die agape nie, maar dit is die philia, en mense is filantroop is die woord wat daar gebruik word, sy liefde vir mense, toe dit verskyn het van ons redder, God. En dan sê hy, hierdie redding het gekom nie vanuit werke van geregtigheid wat ons doen nie, maar in ooreenstemming met sy genade. Hy sê, daardeur het hy ons gered deur twee goed. Die afwassing van ons wedergeboorte, dis die een afwassing, nou kan jy klaar dink, dit het iets te doen met skoonmaakproses, skoonmaking by die wedergeboorte, en nou kan jy amper die wedergeboorte en die doop, wat bring hy eintlik baie mooi saam. Wedergeboorte en doop wat jou skoon maak, hierdie twee tekens wat die Here sê, ek kom was jou skoon, ek kom maak jou skoon. Dis die een, en dan sy redding kom deur dit en die vernuwing van die Heilige Gees. Die redding bestaan nie net daarin dat ons name in die hemel geskryf is nie. Dis fase 1. Fase 2 is heiligmaking. Die vernuwing van die Heilige Gees. Hierdie vernuwing is 'n proses waardeur jy gaan deur 'n transformasie, 'n veranderingsproses, 'n nuutmakingproses wat baie lank kan aanhou. Maar God se redding bestaan daaruit. Wedergeboorte, die wassing van die wedergeboorte en dan die proses van heiligmaking. So dis die werk van die Heilige Gees, heiligmaking, redding. En dan die tweede stukkie wat ek gaan net hierdie twee goedjies vir julle gee vandag. Die tweede stukkie wat die werk van die Heilige Gees is, sien ons in Efesiërs 1. En Efesiërs is baie mooi. Hy sê aan God die Vader met al die lof toekom. Hy het ons geseën in Christus Jesus, hy het ons geroep, hy het ons alles wat die Vader gedoen het. En dan later dan kom hy, daarom moet ons sy naam prys, en dan gaan hy oor na 'n volgende deel dat hy sê, deur sy seun het hy ons die lewe gegee, en het hy die groot geheimenis bekend gemaak, deur sy seun, dat alles, hemel en aarde, onder een hoof gaan verenig word. Daarom moet ons sy naam prys, en dan kom hy later by die Heilige Gees, en dan is dit hier in vers 13, in hom, dit is Jesus, hy praat nog eintlik van Jesus, in hom is julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die goeie nuus oor julle verlossing gehoor het, en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees van belofte, Gees van belofte, ek gaan nou daarby kom, maar die verseël van die Heilige Gees is 'n interessante ene. Hy sê, toe ons tot geloof gekom het in Jesus, het die Heilige Gees ons kom seël as sy eiendom, kom verseël as sy eiendom. Ek het 'n bietjie gaan kyk, waar is die eerste keer waar verseëling van die Heilige Gees plaasvind in die Bybel? Is dit die enigste? Is net hier waar daarvan gepraat word? En ek gaan kyk toe, en die Here wys my eintlik nogal, reg in die begin, onthou julle die tuin van Eden, was daar Adam en Eva, alles was wonderlik, sonder sonde. Daar was 'n tuin, wat eintlik nie begrens was nie, selfs die Satan kon daar inkom, hy kon niks doen aan die mens nie, hy kon hom nie seermaak nie, hy kon hom nie omstamp of trip nie, hy kon hom nie siek maak nie, hy kon niks doen nie, behalwe om hom te laat twyfel, behalwe om hom deur te mekaar te maak, en selfs daarvoor het die Here 'n antwoord gegee, het gesê, selfs al gebeur dit, het ek 'n plan. Maar goed, hy kom nou daarin, onthou in die tuin was die twee bome, boom van lewe, boom van kennis van goed en kwaad. Hulle mag net nie van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het nie, so hulle het toegang gehad tot die boom van lewe. Dis 'n geestelike ding, kyk 'n bietjie na die geestelike prentjie, die boom van lewe is Jesus, daar was toegang, Jesus was daar, hulle het toegang gehad tot hom. Die bose of die
kennis van wat goed is en kwaad is, was ook daar. Ons mag nie van hom geëet het nie. En hy trek ons toe en ons eet van die, Adam en Eva eet toe van hierdie boom. Wat gebeur toe? Die Here jaag die mens uit die tuin uit. Of eintlik nie. Ja, ek dink hy was so hartseer. Want dit was so 'n wonderlike plek van gemeenskap met hom. Hy moes hulle laat uitgaan. En toe, nou wat is daar oor in die boom? Ag, in die tuin. Die boom van lewe, wat nog nie van geëet is nie. Dis die enigste onaangetaste een. Wie is die boom van lewe? Jesus is die enigste onaangetaste een. Hy jaag alles uit die tuin uit. Vat die engele wat 'n muur maak daar rondom met hulle swaarde wat blink. En dit is 'n simbool van die Heilige Gees wat doen? Wat Jesus afseël, wat Jesus verseël vir die regte tyd. Van daar af is Jesus verseël tot op die regte tyd, 2000, 3000 jaar later, dat Jesus aarde toe gekom het, toe die Vader hom gestuur. In daai tyd is Jesus verseël. Is dit nie mooi nie? En nou het Jesus gekom, die verseelde een van die Heilige Gees, het gekom aarde toe, en weer eens, hier kom toe die seël weg is, kom die Satan en hy looi hom. En wat doen hierdie seun van God? Die kind van God, die gemaaksel van God, Jesus, wat doen hy? Hy's gehoorsaam. Hy val nie soos Adam en Eva geval het nie. Hy staan sterk en weerstaan die bose, en die bose moes van hom wegvlug. Hy's afgeseël, en selfs toe hy nie meer afgeseël is nie, toe hy hier was, kom stel hy die voorbeeld vir ons. Kyk wat gebeur. Nou is Jesus gekruisig, hy is begrawe, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel toe. Hy stuur aan die Heilige Gees. Selfs voor dit het die inwonende Gees in mense gewoon, het nog nie bo hulle gekom nie, maar het in hulle gewoon. Hulle was reeds kinders van die Here. Die Here het gesê, Jesus het hulle gesê, hier is die Gees, dat die Gees in julle inkom, nuwe lewe in hulle in. En dan kom die Heilige Gees, as ons nou aan hom behoort, en hy kom seël ons af, omdat ons sy eiendom is. Seël ons af. En dis die werk van die Heilige Gees, om ons af te seël, as sy eiendom. Ons is verseël, amper ontasbaar. Die seëlring, julle gaan dit nou lees hierso, dis soos 'n eienaar van 'n baie ryk ou, wat sy familiewapen, of wat ook al sy persoonlike wapen op sy ring gehad het, dan doop hy dit in was, of in lak, en dan maak hy 'n brief toe, en hy druk sy teken daarop, om te sê, ek verseël hierdie brief, totdat die regte persoon dit gaan oopmaak. Totdat die regte persoon daarop dit kry. Of hy kan sê, daarvoor op sy hek van sy eiendom, kan hy sy seël gaan druk om te sê, hierdie is my eiendom. Niemand het enige reg op hierdie gronde, behalwe ek nie, hier gee ek die voorbeeld. Dit is my eiendom. Geestelik is dit presies so. Die Heilige Gees het hierdie druk kom maak op ons lewens, om te sê, hierdie een behoort aan die Here, is die Here se. Daar is sy afdruk, is op ons gedruk. Ons lewens is toegeseël, tot op die regte dag. Watter dag is dit? Ons lees in Openbaring die engele wat sê, ons soek iemand om die seels oop te maak, ons kry niemand, en hulle huil, en dan is die lam is waardig, en hy kom open die seels, en deel van daardie seels is die openbaring van ons as kinders van die Here, ek glo so, dat ons is afgeseël tot daardie tyd toe, of in daardie tyd, ons is afgeseël, dat net Jesus kan ons kom oopmaak, dis eintlik wat ek wil sê, net Jesus kan ons kom oopmaak, hy is die enigste een wat waardig is, om ons voor die Vader oop te maak, en te sê, Here, hier is u kinders, ek het hulle vir u bewaar. Daar is hy, dis so 'n stukkie van die werk van die Heilige Gees. Gaan kyk 'n bietjie, ons begin nou verder gesels, ek gaan môre daaroor praat, oor die gawes van die Gees. Net so 'n paar elementêre goedjies oor die gawes van die Gees. Ek sal dit môre 'n bietjie vir julle toelig. Sover, geniet die dag verder, en ja, loof die Here.